se babbeltjie Chardonnay Pinot Noir brood is 'n heerlike vonkelwynversnit, perfek om te geniet op 'n warm somersdag saam met vars oesters, Weskusmossels of geroosterde lynvis met suurlemoenbotter. Nou vandag se resep is weer een van wat binne 20 minute gereed kan wees. Ek maak wel 'n pasta, maar die resep werk ook heerlik as jy die mossels as voorgereg of hoofgereg wil bedien sonder die pasta. Nou net dadelik as 'n romerige mosselgereg op sy eie met 'n paar snytjies geroosterde ciabatta broodjies. Nou ek moet bieg, ek maak hierdie resep net vir die romerige sous en om die boortjie aan die einde te kan uitlek. Nou ek het klaar hierdie linguine pasta tot al dente gekook en dit staan solank dan nou net een kant reg tot ons dit later nodig het. Nou om daai roomsousbasis te begin, het ek hierso voor my die eie net fyn gekap en dit is besig om te braai tot goudbruin hier in die pan. Nou daai ander bestanddele en speserye is dan nou vars knoffel en 'n Toskaanse spesery mengsel. Eintlik maar net 'n mengsel van wat hoofsaaklik bestaan uit oregano, timie en russievlokkies en dan swart peper. Nou ek het die Italiaanse droogkrye mengsel eintlik klaar net so gekoop. So as jy nie daai gemengde spesery mengsel kan koop nie, dan meng jy sommer self al daai bestanddele. Dis eintlik net die spesifieke kombinasie wat dan nou die heerlike geurbasis in hierdie dis vorm. Nou hier is nou my eie wat mooi goudbruin gebraai het soos ek genoem het en dan kan jy nou so ekstra tikkie botter ook dan nou ingooi. Dit is net sodat dit lekker dan daai droë speserye die vloeistof optrek. En onthou die hitte en die olie en die botter en aan daai speserye ontwikkel altyd die basisgeur van enige sous. So ek gaan net gou hierdie solank ingooi terwyl ek met julle gesels, dat hy net solank hierop bietjie trek en dan hierdie knoffel. Dan die ander bestanddele of elemente is vars gekapte vinkel hier voor my, 'n mengsel van suurroom en gewone room, as ook vars suurlemoensap en dan natuurlik ons mossels. Nou sodra die krye dan nou daai paar minute verhit het, voeg ek die ander bestanddele dan nou ook by. Maar as ek later terug is, gesels ons oor hierdie mossels. Nou ek gebruik gevriesde mossels sonder die skulp. Nou daar is nie regte of verkeerde manier as dit by gevriesde of vars mossels kom nie. Dis jou eie voorkeur en ek verkies natuurlik om die mossels in die oggend uit die vrieskas uit te haal en dan net in die yskas te sit en dan vanaand wanneer ek dit wil gebruik, spoel ek dit sommer net so onderlopende water af om dan dalk van daai oortollige ys of van die water dan ontslae te raak. Nou alhoewel as jy goeie kwaliteit mossel het, kan jy dit net so uit die pakkie uitgebruik en dan dit is gewoonlik is dit reeds so 'n bietjie gaar of gestoom. So ek het vroeër die suurroom dat nou natuurlik hier in die pot bygesit en dan het ek van daai ekstra room ook bygesit en die sous dan vir so 'n paar minute laat prit. Nou as jy bang is dat dit dalk te romerig gaan wees, kan jy dan nou net die suurroom gebruik en dan van die vloeistof kan jy visaftreksel gebruik net om bietjie of natuurlik iets soos wyn net om daai vloeistof bietjie te strek. Nou ek gaan nou die mossels byvoeg en dan laasens die gekapte petersilie en vars suurlemoensap. Nou die suurlemoensap is net sodat die smake dan heerlik kan uitbalanseer. Nou kom ek doen presies dit wat ek gesê het. Ek gaan dit so stadig hier in laat val. En dan kan jy dit net so rustige roer gee en soos ek genoem het, as net 'n paar minute. En moet dit nie te veel roer nie en jy kan dit net so weg skuif. Die hitte gaan hom gaar maak. En dan sit ek nou my petersilie in. Ekstra en dan net so bietjie. So sê dit hierdie is so 'n halwe suurlemoen wat ek hier so het. Dan kan jy hom net so weer beweeg. En dan is dit nou hier waar jy jou deksel vir 'n paar minute kan opsit en dan gaan ek die pasta byvoeg en dan net weer daai deksel vir 'n paar sekondes of minute net sodat daai stoom en hitte dan nou alles lekker warm maak. Nou ek gaan nou net die laaste hierdie pasta in die pan sit en dit 'n roer gee en dan is dit tyd vir opdiening.
Nou, julle het nou gesien hoe maklik en vinnig ek hierdie dis aan mekaar gesit het. So al wat oorbly is natuurlik die opdiening. Nou jy kan vir ekstra garnering 'n paar mossels in sy skulp, net met 'n mengsel van soutpeper, bietjie botter, suurlemoen en dan so 'n bietjie broodkrummels in die oondpak en dit dan bo op die pasta sit. Nou dis natuurlik net om dit te laat mooi lyk. So kom ons sit gou hier. Ek het nie eintlik die regte lepels nie, maar ons gaan ons bes hierso probeer om dit so, ek het dit nie gebreek nie, so dis nou die lang stukke pasta. Jo, daar sy. So jy kan nou net 'n paar van hierdie mosseltjies ook inskep. Hierdie is nou 'n bietjie van 'n morsige storie, maar ek is seker jy gaan hom so by die huis ook moet skep. So laaste nou van hierdie parmesankaas bo-op. Bietjie ekstra groen. En dan kan jy so 2 van hierdie mossels so neersit en hier het ek net so ekstra dillblaartjie of jy kan van daai fennel ook gebruik en swart peper. Nou, as seekos of mossels een van jou gunstelinge is, probeer gerus die resep, want dit is 'n bitterlekker en 'n groot bederf. Nou die resep is op ons ontbytsake webtuiste beskikbaar. Geniet jou naweek.